SA gemeente, baie welkom by vandag se digitale diens. My wens is dat julle iets besonders van die Here sal ervaar en dat julle met nuwe oë na jou eie lewe en ook na die lewe hier in Engeland sal kyk. Dit was een maandagoggend op 'n koue wintersmôre in Snor City, ook alom bekend as Pretoria. Trouwens, dit was binne in die Republiek van Pretoria Oos, alom bekend as die ooste van Pretoria, waar ek niks vermoedend my e-posse oopmaak en daar verskyn die e-pos van 'n ene meneer so en so, wat toe heel vrymoediglik my taalgebruik in gisteroggend se erediens uitmekaar uittrek en sy puristiese Afrikaana op my loslaat dat die see nie eens my swak Afrikaans kan suiwer nie. Daarna spring die beer oor na sy volgende paragraaf, wat hy dan soos 'n wafferse hoogleraar in teologie my preek begin aanval, met verskeie teksverse rond en bont in die Bybel, en net toe ek opkom vir asem, sluit hy af met 'n sin wat my 'n dwaalleraar noem, 'n werking van die duiwel homself en die verstalting van die anti-kris. En julle het gedink, julle het 'n oulike dominee uit Suid-Afrika uitberoep, nee. Ironies. Dis altyd ironies dat hierdie meneer so en so se 2 kinders en sy vrou my al verskeie kere skelm kom sien het in terapie, want hulle kan nie met so en so huishou nie. Die vernedering, die abuse, die gedrink en die gevloek en skel van meneer so en so kon hulle nie vereenselwig met sy gemeenskapsverklaring rondom sy Christendom nie. Nou danksy hierdie dwaalleraar en anti-kris is sy gesinslede daarom vandag nog lewende Christene. So as die anti-kris het ek maar 'n slegte job gedoen. In my lewe het ek al heelwat kere te doen gehad met Bible bashers. Mense wat elke jota en titel in die Bybel letterlik opvat en afforceer en implementeer op veral ander mense se lewens. Nooit hulle eie lewe nie, al weerspreek hulle self elke liewe keer. Daar's min dinge wat 'n dominee se batterye so tap, soos mense wat reken hulle en net hulle hoor die stem van God en hulle suiwer Afrikaanse, kulturele, sosiale en blou-bil interpretasie van 'n duisende jare oud dokument is soewerein bo alle kulture, sosiale sisteme, ekonomieë en wie weet wat nog. En dit is presies waaroor ek vandag wil gesels, want ironies genoeg bring al hierdie karikature wat mense skep van Jesus eintlik nuwe hoop op 'n manier wat ondenkbaar is, onverstaanbaar is en onversoenbaar is. In my beskeie opinie, dink ek, ons is op een van die beste plekke waar ons nog ooit was in die geloof. Ons is broos en ons kinders wil die pad vat, maar dit is juis hierdie onkunde wat ons weer die kans gee om die storie van Jesus te vertel. So goed en oop as moontlik as wat ons kan. So inklusief en liefdevol as moontlik te vertel. So na aan God se hart. Nie mense wette nie. God se hart te vertel. Dit is hierdie vertel wat die nuwe insigte bring, wat sagtheid en liefde die wêreld instuur deur ons kinders en ons kleinkinders. Daarom, in my beskeie opinie, dink ek die kerk is op die beste plek in 'n lang tyd, want as daar een ding seker is dit dat mense nie hierdie wêreld kan red nie. Politieke leiers gaan dit geensins reg nie. Ons sien dit. Dit is 'n gemors amper oral. Op ons eie gaan ons dit ook nie reg kry nie. Maar voeg so 'n bietjie die lewende God by hierdie mengsel en skielik begin daar nuwe plantjies opskiet uit die verbrande as. En wanneer daar reën op die verbrande veld val, kom daar nuwe lewe. Kom ek vertel jou hoe daardie reën lyk, wie dit is en waar jy inpas. En op pad daarheen hak Handelinge 10 vers 9 tot 29 by ons reis in, as jy in jou Bybel wil saamvolg. Ek vertel sommer die verhaal net gewoon. Petrus verkeer na ete so bietjie rustig daar op sy stoep. Hy sit te lekker en ontspan. En dan begin hy bietjie dink oor God en die lewe en hy begin so bietjie bid, so in die stilte en sy gedagtes raak al hoe meer weg van sy werklikheid en beweeg na God se teenwoordigheid, net soos ons ook soms kan wegraak as ons genoeg tyd vir stilte maak in ons lewens. En dan is dit amper asof Petrus in 'n trance ingaan. Maar hierdie is nie jou standaard trance nie, waarin ons almal soms verval as ons dagdroom nie. In hierdie trance sien Petrus hoe die hemel oopgaan en hoe 'n groot laken afkom op die aarde en hierdie laken het allerhande diere op. Die skrywer van hierdie verhaal is baie gretig om vir ons met groot opwinding te vertel dat van hierdie diere 4voetig is en dat daar ook by dit reptiele en voëls is. Dan hoor Petrus hierdie stem wat vir hom sê, staan op, slag en eet.
Petrus is in protes, want hierdie kan onmoontlik waar wees wat hy nou hoor. Hy stry met hierdie bevel, want hy dink by homself, ek kan nie hierdie goed eet nie, dit is nie reg nie. En hieruit kan beslis nie iets goed kom nie. So wat Petrus eintlik sê is, hey, ek het nog nooit iets onrein geëet nie. Ek is heilig en veilig en vervelig en voorspelbaar en kon net sowel langs loftes gebly het. Waarop die stem dan reageer, moenie enige iets onrein verklaar wat God rein verklaar het nie. Wat? Hierdie is totaal taboe vir Petrus en nou sê God vir hom, ek maak dit nie meer onrein nie. En hierdie hele weird scene herhaal 3 keer in hierdie teks, voordat die laken opgelig word en terugkeer na waar dit vandaan kom. En dan word Petrus gelos om sin te maak van wat nou net gebeur het. Kan jy jouself vir 1 oomblik verbeel, hoe stom geslaan hierdie arme man moes gewees het na hierdie visioen? So verstaan nou net vir 'n oomblik, Petrus was gebore en getoe in 'n vissersdorpie genaamd Kapernaum. Petrus se mense was super toegewyd daaraan om elke reël van die Torah, dis die eerste 5 boeke van die Bybel, baie goed na te kom. Hulle het dit geken en presies gevolg, elke jota en titel, wat natuurlik die dele insluit wat gegaan het daaroor om onreinheid te vermy ten alle koste. Hulle het God verstaan as heilig en rein en hulle het hulle lewens ingerig om God se reinheid te reflekteer. Hierdie reinheidswette het kos en mense ingesluit wat heeltemal vermy moes word. En op dieselfde manier wat ek en jy nie aan 'n dooie dier langs die pad sal vat nie, sou hulle ook nie naby mense kom wat as onrein gesien is nie. Hulle toewyding om skoon en rein te wees was so ekstreem dat hulle nie eens in iemand se huis sou ingaan wat as onrein gesien is nie. En onthou net, Jode is al wat as rein gesien is. So jou braaikuiers was redelik beperk. Klink nogal bekend, of hoe? Wat min of meer beteken het, almal anders was onrein, sondaars en dwaalleraars wat vir die anti-kris werk, wat my baie laat dink het aan ons en kerk in Engeland en die pad vorentoe. Ons het sekere idees oor onsself, oor ons kerk, oor Engeland en wat nog meer. Maar wat as God opdaag en daar 'n nuwe spyskaart uit die Vader se hand op ons tafels land, heel anders as wat ons ooit kon sien, verstaan of glo, wat gaan ons dan doen? Gaan ons ook stry met God en sê, maar dit is nie goddelik nie? Hoeveel keer in die geskiedenis het die kerk nie al vir God net gou reggehelp nie, tot katastrofiese gevolge vir die wêreld, buurte, gemeenskappe, kinders en kleinkinders. Nou, terug by Petrus se trans. Die oomblik wanneer hy uit sy trans kom, is daar 'n klop aan die deur en dit is 'n paar Romeine, wat soos jy kan dink, natuurlik die ultimate onrein mense was. En hulle vra hom of hy saam met hulle na hulle leier se huis sal kom. Hy stem saam, en as hy daar kom, vertel hy vir hulle hoe teen die wet dit is vir hom en sy mense om in hierdie huis in te gaan, hoe onrein dit is en hoe dit sy gemaksone se elke liewe knoppie druk soos nog nooit tevore nie. En dan sê hy, maar God het my gewys dat ek niemand onrein of vuil moet noem nie. God het my gewys. God het? Hoe? Hoe het God vir Petrus hierdie nuwe waarheid gewys? Deur 'n ontwrigting. Petrus het 'n raamwerk gehad, 'n paradigma, 'n manier van die wêreld sien, God sien, kerk sien en geloof sien, gewortel in sy verstaan van wie God is en wat dit beteken om God te volg. En sentraal tot hierdie verstaan was 'n oortuiging dat sekere mense rein en skoon is en ander nie. Jy kan na sekere mense se huise toe gaan en jy moet ten alle koste ander mense se huise vermy. Dan is jy 'n goeie Christen. Maar dan het Petrus hierdie ervaring wat net nie pas binne in hierdie raamwerk van hoe hy dink oor Christendom nie. En wat is sy eerste reaksie tot hierdie ervaring? Sekerlik nie, Here. Ek het nog nooit in my lewe enigiets onrein geëet nie. Hy weerstaan hierdie ding. En wat is die basis van sy weerstand? Sy godsdienstige oortuigings. So in die trans vertel God vir hom dat hy alles moet eet en hy stry met God oor hoekom hy nie alles kan eet nie en sy argument is gebaseer op sy toewyding aan God. Hy staan God teen in die naam van God.
So dis actually moontlik dat jou godsdienstige oortuigings in die pad kan staan om te groei in God en om voluit in God te leef en om lig in die wêreld te bring, waar ook al jy beweeg. Net so is dit moontlik dat ons politieke oortuigings of partye, ons kultuur en ons taal om 'n paar te noem in die pad kan staan om God te leef, te deel en te dien. Ek weet hierdie is taaf vir jou om te hoor en jy wil dalk reeds 'n e-pos vir my skryf of dalk wil jy net verdwyn en wegraak en iets meer gemaklik vir jou gaan soek. Want hierdie watertjies raak nou so 'n bietjie warm hierso. Voorheen kon Petrus nie alles eet nie. Nou is hy vry om alles te eet. Voorheen het hy 'n stelsel gehad wat mense in kategorieë geplaas het van rein en onrein. Maar nou is almal ingesluit. Voorheen was dinge heel simpel. Die ganse mensdom kon verdeel word in rein en onrein. Maar nou is die mense wat hy voorheen gedink het onrein is wel nie onrein nie. En dit is alles gebaseer op die Bybel. En nou is hierdie ook die Bybel. Wat nou? Dit lyk vir my God gaan nogal oor vryheid, insluiting, kompleksiteit. Volgende wil ek iets oor ontwrigting sê. Dit is ontwrigtings wat soms die katalis is vir ons groei. Jy reis, jy proe, jy ontmoet nuwe mense van nuwe tribes, jy lees nuwe dinge, jy hoor nuwe perspektiewe, jy sien data en navorsing wat jy nooit voorheen gesien het nie, en jy ontdek dat jou vorige maniere van kategoriseer en labeling en glo is nie voldoende nie. Jy het 'n keuse in daardie oomblik, jy ignoreer dit of ontken dit of minimaliseer jou ervaring of jy maak jouself oop vir die pyn om jou vorige manier van verstaan agterna te los. Hierdie is gewoonlik geweldig opwindend en bevrydend, maar dit kan ook 'n traumatiese dimensie aan dit hê. Soos wanneer die mat onder jou uitgeruk word, soos die stabiele grond waarop jy vir so lank geloop het, wat nou skud en bewe, en tog kan jy nie teruggaan nie. As jy eers geproe het, kan jy nie ontproe nie. As jy eers gesien het, kan jy nie ontsien nie. Verbeel jou, Petrus stap deur die ingang van die Romeinse huis vir die eerste keer. Alles in sy opbrengs vertel hom dat hy sy status by God in gevaar stel as hy dit doen, en tog het hy iets niets gesien, en as jy gesien het, kan jy nie ontsien nie. Ek verklaar vir jou sonder onduidelikheid dat ek sonder twyfel glo dat die enigste manier vorentoe in hierdie land is hand aan hand met God. In die slegste omstandighede is ons kerk in my opinie die heel beste geposisioneer om die hoop en genade en liefde van Jesus te bring. In my opinie gaan die kerk super relevant wees vir ons nuwe toekoms in hierdie land. Ons verhouding met God is die reën op die verbrande stuk veld. Dit gaan beteken kerk gaan baie anders lyk, meer daar as hier. Dit beteken ons idees en voorkeure van hoe ons en ons oupas die wêreld en selfs vir God sien, gaan uitgedaag word. Ek het lank terug God se stem so duidelik gehoor, soos met my beroep na hierdie gemeente toe in Engeland. So duidelik dat ons dit nie kan ignoreer nie. Ek kan dit nie ignoreer nie. Duidelik in die sin van, wees braaf en besef wie die God van die heelal is. Bring jouself op jou knieë voor hom. Wy jou lewe ten volle aan hom toe, want jy en ons almal kan dit nie alleen doen nie. En moenie verbaas wees as jou idees en prentjies gedraai word nie. Wees braaf en besef jy is geroep vir hierdie tyd en hierdie plek, en jy kan die verskil wees. Steek daai grense oor, gee kans vir nuwe dinge en anderster dinge. Begrawe jou verknogte idees oor wie God is, hoe die wêreld moet lyk volgens jou, en wie weet wat nog alles, en sien God raak, sien hom raak in die reptiele wat vir aandete voorgesit word. Wees braaf en kom vat hande hier by SA gemeente. Moenie wag vir dinge om te gebeur nie, laat jy dinge gebeur. Bring jou gawes en jou liefde en kom aan die beweeg saam met ons, of vat ons saam op reis met jou. Jy is hier vir 'n rede, en miskien lyk die rede heeltemal anders as wat jy nog ooit gedink het. Wat ons die afgelope week gesien het, is dat hierdie land ryp is daarvoor om as 'n eenheid van goedheid vorentoe te gaan. Hoor dit nou mooi. Die politieke leiers gaan ons nie regtig help nie. Die faksies gaan ons beslis nie help nie. Die oordeel en vooroordeel gaan ons ook nie help nie. Slagspreuke gaan ons ook nie help nie. God gaan ons help. En waar God is daar liefde, hoop en genade. Waar God is, kom mense saam en skep nuwe werklikhede vir 'n nuwe toekoms, en dalk op maniere wat baie anders is as wat jy gedink het. Begrawe die idees wat verdeel.
Wat laat haat, wat laat skel en vloek en skree? Waar God is daar eenheid. Waar God is daar hoop. Hierdie land en hierdie kerk is op hierdie stadium meer reg vir eenheid as ooit tevore. Eenheid is in God en daarom is hierdie land meer reg vir God as ooit tevore. Politiek gaan ons nie daar uitkry nie. Hierdie land se mense gaan die politiek daar moet uitkry. By God moet kry. Is jy reg vir God? Is jy reg vir kerkwees? Is jy reg vir reptiele wat teen alles van jou opbrengs inskree? En is jy reg om oor die drempel te stap van genade, hoop en liefde? Is jy reg om saam met SA Gemeente God as jou enigste bron van waarheid te verklaar? Is jy reg om in te hak by relevante kerkwees in die mees onwaarskynlikste tyd ooit vir die kerk? Is jy reg om volkome jou hart in God se hande te plaas? Is jy moeg om te hoor hoe die kerk sukkel, hoe die land sukkel, hoe alles sukkel? Ek is moeg daarvoor. En in hierdie swakste uur is daar nuwe energie in my en nuwe lewe wat ek sukkel om te beskryf in woorde, want dit maak zero sin. My hoop is dat hierdie vir jou ook ongelooflike energie sal gee, soos jy groei en verander en nuwe dinge sien. Dalk is jy 'n manier gegee om die wêreld te sien, die Bybel te lees, wat eenvoudig net nie meer vir jou werk nie. En tog het hierdie vorige manier van verstaan steeds 'n mag oor jou. Miskien is dit die mense wat dit vir jou geleer het, of die mense wat jou groot gemaak het, om te dink soos dit, en wat jou vertel het, dat dit die enigste manier is om te sien. En as jy anders sien, sal jy baie swaar kry. Of dalk is jy gemarineer in 'n kalm, koel, rasionele wêreld van bewyse en data, waarin die enigste dinge wat vertrou kan word feite is. Jy verwys na jouself as die logiese, rasionele tipe, wat nie vir vee-verhale val nie, maar die waarheid is, jy het ervarings die laaste jaar en veral die laaste 2, 3, 4, 5 weke gehad, wat nie in jou oulike netjies of moderne kategorieë inpas nie. Waar jy ook al vandaan kom, moenie die ontwrigtings ontken nie. Moenie begin paniekerig raak as die kamer spin nie, want jy het iets baie eg en lewegewend en mooi en goed en hoopvol gesien, wat in geen van jou boksies pas nie. Dit is oukei. Jy is nie die eerste een nie. Dit is hoe dit werk. Dit is hoe ons groei. Moenie dit beklei nie. Geniet die vrede van vryheid en dit al bring dit ontwrigting. Dit is nie net ontwrigting nie. Dit is groei. Ek het meer hoop as ooit, want ek sien wat in ons almal lewe. Ek sien die potensiaal en ek sien wat ons kan wees deur God. Kom, SA Gemeente, die oomblik is hier, die oomblik is nou, en die oomblik is groot. Gee jouself volkome aan die Here en kom stap saam of kom vat voor. Dit is tyd om SA Gemeente in die beloofde land in te lei en die kerk en sy mense gaan voorstap, nie die politiek nie. Melk en heuning wag vir ons, groen weivelde vir almal lê daar en wag, minder haat en meer liefde, minder verdeeldheid en meer eenheid in al die diversiteit. Hak in my maat en kom kyk wat die Here vir jou wil wys. Amen. Here, dankie dat ons hier kan saam wees. Dankie vir u goedheid, u liefde, u deernis, die passie wat u in elkeen van ons insit. Dankie dat u ons idees soms kom vertrap. Idees wat so simpel is, so eenvoudig is, so verdelend is. Idees wat net geen sin maak nie. Dankie dat u kom nuwe liefde, hoop en genade inbou in elkeen van ons in, op maniere wat ons gedink het nooit moontlik is nie, en tog is dit moontlik deur die geskiedenis van millennia heen, elke liewe keer. Van die Romeine het hulle gedink hulle kan hierdie wêreld regeer. Here, en hoe u elkeen afgebreek het op sy tyd. So weet ons, die mens kom en die mens gaan, maar u liefde sal vir altyd bly staan. Help ons om te vat aan dit. Help ons om deel te word van dit. Help ons om dit in ons lewens in te sit en dit te leef daar waar ons gaan. Ons eer u naam. Here Jesus, seën SA Gemeente, seën ons kerk, seën ons pad vorentoe en seën ons as mense in u naam alleen. Amen. Ontvang die seën van die Here. Ek seën jou in die naam van God die Vader, wat die wêreld en alles en jou daarop gemaak het, omdat hy vir jou lief is. Want dis waaroor alles gaan. Ek sien in die naam van Jesus Christus, wat sy hele lewe kom gee het vir jou, omdat hy lief is vir jou, omdat hy wil herstel, omdat hy wil herbou, omdat hy verhoudings wil heel maak, omdat dit 'n verhoudingsgod is. Ek sien in die naam van die Heilige Gees, wat in jou lewe, elke dag, elke plek, elke verhouding, daar waar jy bly werk en speel, gaan wees 'n vredemaker, 'n heelmaker, 'n nuwe hoopgewer, gaan en gee dit.